Tristan, jy het maar lekker armgat groot geword. Waar is jy gebore? By die maternity. Jy is by die veld gebore. In Maputo in Mozambique, Frans-Mauritiaanse ma van Mauritius en 'n porrapa. Wat is ek? Deur mekaar. Jy is deur mekaar. En jy is so half in die stort ontdek as 'n sanger. Maar ek het alleen gestort. Dis wat ek wou vra. Ek het geluister na Mario Lanza, or be my love for no one. En ek het gedroom en ek het gesê, as ek eendag net soos Mario Lanza kon sing. Ja. En toe begin, jy sweet, weet jy dit? Ja. Okay. Wat dan? Is jy 'n imerige porra of is jy 'n bedeesde porra? Ek kry nie 'n ding soos 'n bedeesde porra nie. Weet jy, Manuel skors jou in 'n traffic jam. Hoe lyk dit? my arm werk buite. Ek sê, jy stout arm. Weet jy, Steve, ek het nou 'n bietjie suikersiekte opgetel so 'n paar maande gelede. Ek vind partykeer jy is 'n bietjie meerig, maar dis nie jy wat so is. Dit gebeur eintlik, jy weet, jy is moeg. Ons werk teen 'n ongelooflike spoed en tempo. Jy weet mos, partykeer as jy moeg is, los net my alleen, laat ek net 'n bietjie binne myself, jy weet. This is what I call the recuperation period, jy weet wat ek bedoel. Net om weer te laai, so ons kan maar weer terug aan die publiek gee. En die publiek partykeer, jy weet, hulle verstaan dit nie as jy moeg is, want jy moet altyd Mr. Perfect wees. You know the feeling? Ken jy die gevoel? Nee. Nee. Wie het jy geskiet? Of wat is die storie van die skiet? Ek ken nie alles nie, sê vir my. Geskiet? Okay, die geweer het afgegaan. Ek wil net weet nou onthou, ons doen navorsing. Hierdie manne weet nie wat tref hulle nie. Sê vir ons. Ek weet alles. Ek ry van Johannesburg na Kaapstad en ek sê my skoonpa, leen my daai revolver, jy weet, maar dit is so klein ou dingetjie man, dit is soos 'n toy, jy weet, en dit is soos 'n baby Browning. Ja. En ek kom by Laingsburg, maar ek is moeg, ek is sat en ek sê, ag Here, maar stuur my iemand net om by my te wees in die kar. En die Here is nogal baie snaaks en hy stuur my die twee breinmense, 'n ouerige een en 'n jong een. En hy sê, ag my meneer, gee my 'n geleentheid op by Matjiesfontein. Ek sê, alright, kom klim in. Nou, hulle sit agter my, daai ou E20's, onthou jy die ou E20's, jy weet, daai Nissan, jy weet, se goeie. En ek sê, hierdie twee gaan my aanderhande wat ek al. En ek haal die gun uit en ek bestuur en nou bestuur ek so en ek sê, julle ouens moenie julle tricks op my, jy weet, probeer want ek het 'n gun, hoor julle? Ek het 'n gun. En die ou kyk na die gun en sê, ag meneer, dit is 'n toy gun daai. En hy sê, hier is nie 'n toy gun nie. As ek so maak, hy skiet en ek wou sê en ek vergeet die ding is nie op safe. En ek so maak, pa, jy weet. En daar's hierdie doodse stilte. En ek sê, Vader, ek het die man doodgeskiet. Jy weet, ek kyk in die klein speeltjie en hierdie twee ouens sit so. Hulle is wit, pink en so aan. En ek sê, meneer, ek is jammer. En hy sê vir die ander een, die einde van die wêreld is gekom. Spring. Hierdie wit man is heeltemal besimpel in sy kop. En hulle maak die ding is oop en hulle wil spring, Steve. Ek sê, wag meneer, wag. Ek sê, ons wag, maar ek kan nie al die pieps, jy weet. Ja. En naderhand is dit so snaaks, jy weet. Ek sê, Here, ek droom, ek is moeg. En ek kom buite en ek soek vir die gat, daar's geen gat nie. En ek kom weer terug binne en ek maak die venster oop. Jy onthou die benches mos maar so. En waar's die kamera? Kan julle maar hier fokus? Bring die violence. Bring die violence. Ai, dit is so sleg. Ek is net manual, ek is nie automatic. En nou gaan julle lag. En hier by die bench sit die klein ou bullet net hier so. Ek het amper my stem verloor. Wat is jou verhouding met Australië en die FSA? Dit klink of jy gewild is in daai kant. Op hierdie laaste stadium van my lewe, dis 'n bonus om regtig 'n internasionale sanger te word, jy weet wat ek bedoel. So ek kry ongelooflik baie kontrakte daar. Hierdie volgende so 6 maande gelede het ek maar net eenvoudig 6 weke in Suid-Afrika deurgebring. Ek is maar lucky, ek kan maar 5 tale praat, jy weet. Ek is okay in Brasilië, ek is okay in die Spaanse sprekende lande, jy weet, en ek is nou weer op pad Kanada, Amerika. So dit help baie, maar kyk, ek kan nie nou change my musiekstyl nie. Ek is middel van die pad, jy weet. Maar is emigreer jy agter in jou kop of?
Ek het mos daar gegaan en 'n wonderlike werksaanbod gekry. Ek sou sekerlik vandag 700.000-800.000 rand gekry het in Amerika, want jou salaris alleen as direkteur vir musiek vir 'n televisiestasie was seker $50,000, jy weet. Maar weet jy wat? Hier is die rede. Kyk, die kamers moet wys. Hier is die rede. As jy na hierdie mense kyk, jy kan nie wegbreek, jy emosioneel wegbreek van my mense. Ek het koeksusters gemis, koekboeties, koek wat ook al, maatjie, enige koek. Ek het my mense gemis. Jy skakel toe oor ligte musiek toe en jy toe eventually 'n treffer. Jou eerste treffer se naam was? Vrygesel. Onthou jy dit, as ek wil weet? Ek onthou baie goed. Band, gee my wat so toonaard, gee my so 1 2 3. Laat ek my hierdie ding kry. Wat gee my dan? Okay, 1 2 3. 'n Vrygesel kan nooit gaan slaap nie. Voor hy die sterre skitter sien. Jy weet sy vryheid ken geen grense. Hy sal jou mooi bedank, tot ziens. 'n Vrygesel kan nooit gaan slaap nie. Hy wil sy siele onrus blus. En wanneer die voeltjies aan die singer raak, gaan hy weer eens terug. So 'n stem moes ontdek word. Jy kry toe geleenthede om te toer saam met ouens soos dames, dan moet ek sê, soos Rina, Janita, julle het saam getoer. Wie van daai twee is die grootste prima donna? Hulle is albei normaal, baie normaal. Ek is baie lucky. Ek is ook diplomaties. Is toer nog vir jou lekker? Ek bedoel, jy het seuns, familie, ek weet. Ek het 2 seuns, ja. En toer, akkoordeer dit met die familie of raak mens gewoond aan of nie? Weet jy, Steve, ek raak moeg nou. Veral die vlede, as jy moet vlieg. Ek is nou 32 trips na Amerika, jy weet, sulke goede. Een van die dae moet ek maar net 'n bietjie kalm vat. Ja. Hoekom noem jou kinders jou Poepsie? Poepsie. Dis Marchant. Marchant, pa gaan met jou praat, hoor jy? Kyk diep in my oë. Dankie hoor, dankie. Poepsie. Ek weet nie, hy sê nie pa nie, hy sê Poepsie. Poepsie. Die storie wat ek gehoor het. Seker want ek het baie gesing. Jy toer al jare saam met al die ander kunstenaars. Yes. 4 jaar gelede het ek vir Manuel gebel en gesê, Manuel, kan ek die voorreg hê om asseblief 'n liedjie saam met jou te sing? O nee. Wat jy die woorde reeds van vergeet het, maar ek het dit vir jou gaan uitskryf. En ek het gewonder as ons een versie hiervan kan sing. Is dit die liedjie wat jy vir Natasha geskryf het? Wat ek vir my vrou geskryf het. Dames en here, ek het vir Steve gesê, baie mense weet glad nie. Ek het die grootste respek vir Natasha se papi, Jeffrey Sutherland, want Jeffrey het baie van my koreografie. Hy het mos gewerk vir die Performing Arts Council by Naruk, Truk, jy weet en wat ook al. En ek het baie met jou skoonpa gewerk. En ek wil vir jou sê, Sou hy my gelike het? Hy sou gevrek het oor jou. Nou wat 'n skoonpa is dit nou? Dit sou great gewees het. Die liedjie se naam is Reasons. I've braced myself with reasons to never let you go. I've traced these very reasons to where they always show. The way you smile up morning, The way your eyes keep dawning, the way you reach above me, the way you say you love me. You've graced my life with seasons, but never let me go. You've raised my rusty meanings and turned them into gold. Like flowers in the springtime, fires in the coal mine, freedom from the cage in, calmness from the rage in me.
to be